Goeiedag broers en susters, ek groet julle weer in die mooi naam van Jesus Christus. Ons gaan vandag 'n bietjie praat oor ons verhouding en ek wil spesifiek praat met daardie verhouding wat ons het met die Heilige Gees. Johannes 14 vers 15 tot 17 gaan ek lees. As julle my liefhet, bewaar my gebooie, en ek sal die Vader bid, en hy sal julle 'n ander trooster gee om by julle te bly tot in ewigheid. Die Gees van die waarheid wat die wêreld nie kan ontvang nie, omdat dit hom nie sien en hom nie ken nie. Maar julle ken hom, omdat hy by julle bly en in julle sal wees. Jesus het pas sy merkwaardige liefde aan die disippels bewys deur hulle voete te was, soos in Johannes 13 vers 1 tot 5. Hy het vir hulle gesê wat hulle liefdevolle reaksie moet wees om sy gebooie te onderhou. Hy het hulle beveel om mekaar se voete te was na die voorbeeld wat hy sopas getoon het in Johannes 13 vers 14 en 15. Hy het hulle beveel om mekaar lief te hê volgens die voorbeeld van sy liefde vir hulle, soos in Johannes 13 vers 34. Hy het hulle beveel om hulle geloof in God die Vader en in Jesus self te stel, Johannes 14 vers 1. Die onderhouding van die gebooie van Jesus spreek wel tot ons persoonlike moraliteit, maar sy klem was op liefde vir ander en geloof in hom as demonstrasies van gehoorsaamheid aan sy gebooie. Dis 'n redelike maatstaf van ons liefde vir Jesus. Dis maklik om te dink dat jy Jesus bloot sentimenteel of emosioneel liefhet. Dit is wonderlik wanneer ons liefde vir Jesus sentiment en passie het, maar dit moet altyd gekoppel wees in die onderhouding van sy gebooie. Anders is dit glad nie liefde nie. Vir die gelowige is ongehoorsaamheid nie net 'n mislukking van prestasie of 'n gebrek aan krag nie. In 'n sekere sin is dit ook 'n mislukking van liefde. Diegene wat God die meeste liefhet, gehoorsaam hom die vreugdevolste en natuurlikste. Om te sê, ek is regtig lief vir Jesus, ek wil net nie hê hy moet vir my sê hoe om my lewe te leef nie, is 'n verskriklike misverstand van beide Jesus en liefde vir hom. Jesus het ook gepraat met die regte bron van ons gehoorsaamheid. Dit is nie vrees, trots of begeerte om seën te verdien nie. Die regte bron van gehoorsaamheid is liefde. Gehoorsaamheid moet liefde hê vir sy moeder, verpleegster en voedsel. Die essensie van gehoorsaamheid lê in die hartlike liefde, wat die daad aanspoor, eerder as in die daad self. Sommige mense dink dat, as hulle Jesus liefhet, hulle 'n klooster moet binnegaan, in 'n sel moet aftree, hulself vreemd moet aantrek of hul koppe moet skeer. Dit was die gedagte van sommige mans. As ons Christus liefhet, moet ons onsself stroop van alles wat ons besit, sakdoek aantrek, toue om ons middellyf bind en in die woestyn gepynig word. Ander het gedink dat dit verstandig is om onsself lig te maak deur vreemde kleredragtig en gedrag. Die Verlosser sê niks van die aard nie, maar as julle my liefhet, onderhou my gebooie. En ek sal die Vader bid en hy sal julle 'n ander trooster gee. Dit was die tweede in die reeks van 3 versekerings. Die disippels het gevrees. Jesus verlaat ons. Wanneer hy weggaan, sal ons nie weet wat om te doen nie. Hulle sou nie minder hulp hê nie, hulle sou meer hulp hê, omdat die Vader 'n ander trooster gee. Jesus het verstaan dat sy disippels, beide diegene wat daardie aand saam was en die deur die eeue heen, God se teenwoordigheid en krag nodig sou hê om sy gebooie te onderhou. God die Seun het beloof om tot God die Vader te bid en te vra vir die gee van God die Heilige Gees aan die gelowige om dit te bewerkstellig. Hierdie stelling is 'n wonderlike voorbeeld van die drie-enige idee van God wat in die weefsel van die Nuwe Testament verweef is. Jesus was nie van plan om 'n ingewikkelde lesing oor die drie-eenheid te hou nie. Hy het bloot gepraat oor hoe die persone van die drie-eenheid interaksie het en werk vir die beswil van God se mense en die bevordering van sy plan. Die sin is dat hierdie gebed gedoen sou word wanneer Jesus na die hemel opgevaar het. Ek sal bid, dat dit waarskynlik 'n manier van vra aandui wat werklike teenwoordigheid en nabyheid impliseer, en word hier gebruik van die middelaarsamp in Christus se opgevaarde toestand. Hy sal vir julle 'n ander trooster gee. Die woord trooster vertaal die antieke Griekse woord parakletos. Hierdie woord het die idee van iemand wat geroep is om iemand anders te help, en dit kan verwys na adviseur, 'n regsverdediger, 'n bemiddelaar of na 'n voorbidder. Die King James Version vertaal parakletos met die woord trooster.
Die vertaling het meer sin gemaak om die betekenis van die woord in ouer Engels te verstaan. Professor Wycliffe het dikwels troos gebruik vir die Latynse confortari, wat beteken om te versterk. So word die idee van hulp en krag daardeur oorgedra, sowel as van vertroosting. Een manier om die werk van die trooster te verstaan, is om die teenoorgestelde van daardie werk te verstaan. Die duiwel word die aanklaer genoem in volle teenstelling met hierdie naam en titel wat hier aan die Heilige Gees gegee word. Nog 'n helper, die woord 'n ander, is die antieke Griekse woord alen, wat nog een van dieselfde soort beteken, in teenstelling met 'n ander of van 'n ander soort. Net soos Jesus die natuur van God die Vader toon, so sou die Heilige Gees, wat 'n ander van dieselfde soort is, die natuur van Jesus wys. Dat ons Here hier die Heilige Gees nog 'n trooster noem, impliseer dat hy self daarop aanspraak maak, dat hy ook 'n trooster is. Soos Johannes in sy eerste brief 1 Johannes 2 vers 1 hom noem, dit sal wonderlik wees om die Christelike lewe te leef met Jesus langs ons elke tree van die pad. Jesus het beloof dat die Heilige Gees juis daardie rol vir ons sou vervul, deur gestuur te word om die gelowige te bemagtig en te help. Die groter werk wat in Johannes 14 vers 12 tot 14 beskryf word, is onmoontlik sonder die bemagtiging wat in Johannes 14 vers 15 tot 18 beskryf word. Jesus sal die Heilige Gees gee sodat hy, wat 'n persoon aandui, nie 'n ding nie, permanent in ons kan woon en nie tydelik nie, soos in die gee van die Heilige Gees in die Ou Testament. Die advokaat sal vir ewig by die disippels wees. Die nuwe toedrag van sake sal permanent wees. Die Gees wat eens gegee is, sal nie teruggetrek word nie. Die wêreld kan nie die Gees verstaan of ontvang nie, want hy is heilig en waaragtig. Die Gees van waarheid is nie gewild in 'n era van leuns nie, en die wêreld kan nie die Gees waarneem nie en hulle ken hom nie. Jesus het gepraat van 3 aspekte van 'n disippelse verhouding met die Heilige Gees. In teenstelling met die wêreld, moet die disipel van Jesus die Heilige Gees ken. In teenstelling met die wêreld, moet die disipel van Jesus die Heilige Gees by hulle hê. In teenstelling met die wêreld, moet die disipel van Jesus die Heilige Gees in hulle hê. Vir daardie 11 disipels was die Heilige Gees reeds met hulle en sou later in hulle wees. Dit is vervul toe Jesus op hulle geblaas het en hulle die Heilige Gees ontvang het, toe hulle wedergebore is, Johannes 20 vers 22. Benewens met en in het Jesus 'n derde voorsetsel gebruik om die verhouding van die disippels tot die Heilige Gees te beskryf. Jy sal krag ontvang wanneer die Heilige Gees oor julle gekom het, Handelinge 1 vers 8. Hierdie ervaring is die doop van die Heilige Gees, die uitstorting van die Gees. Spurgeon het gesê, between Christ on earth and his disciples, what a distance there was. In his condescension, he came very near to them, but yet you always perceive a gulf between the wise master and the foolish disciples. Now the Holy Ghost annihilates that distance by dwelling in us. Broers en susters, ek hoop julle het 'n wonderlike dag. Leef nader aan die Here, leer hom ken, leer sy woord, bid elke dag. Ek bid vir julle, ek draai julle op in my gebede. Mag julle sterk staan. En ek bid dit in Jesus naam alleen. Amen.